Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 5 Maart, die gebooie van mense. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, ons dank U vir U lewende en U kragtige woord. Dankie vir die geleentheid om dit te kan bestudeer deur hierdie studie. Liewe Heer, lei ons asseblief in waarheid en help ons om dit te kan toepas in ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 2 vers 20 tot 23. Hoe verstaan jy Paulus se vermaanings in die lig van die ander beginsels wat in hierdie hoofstuk bespreek was? Ons lees Kolossense 2 vers 20 tot 23. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die gees. Kolossense 2 vers 20 tot 23. Soos in sy sendbrief aan die Galasiërs, skryf Paulus oor sy besorgdheid oor die nakoming van die Joodse seremonies volgens die eerste beginsels van die wêreld. Kolossense 2 vers 8 en vers 20 sê vir ons: Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge? Ons vergelyk dan met Galasiërs 4 verse 3 en 9. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle van vooraf aan wil dien? Met ander woorde, soos met die aardse tempel behoort hierdie dinge aan die wêreld, maar ons burgerskap is in die hemel. Ons hoef nie met die seremoniële wette belas te word nie, want dit was maar net 'n voorafskaduwing van die werklikheid wat ons nou deur Christus geniet. Dit wil sê, al was dit oorspronklik deur God aan ons gegee, het hierdie voorskrifte hulle doel gedien en word dit nie meer benodig nie. Omdat al hierdie regulasies mee weggedoen was by die kruis, soos dit aangedui was toe die voorhangsel van die tempel in twee geskeur het, is Christene, insluitend Joodse Christene, nie meer onderworpe aan hierdie regulasies nie. Ons lees Matteus 27 vers 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Ons vergelyk dan met Daniël 9 vers 27. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Daniël 9 vers 27. Deur jouself daaraan te onderwerp, identifiseer jy jouself met hierdie wêreld wat besig is om verby te gaan in teenstelling met die nuwe wêreld wat aan ons in Christus beloof word. Per slot van rekening, ons sien uit na
nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, soos 2 Petrus 3 vers 13 dit vir ons sê, en nie net na 'n opknapping van hierdie ou een nie. Behalwe die feit dat die fariseërs en die skrifgeleerders addisionele menslike vereistes by die Mosaïese regulasies bygevoeg het, was die Ou Testamentiese seremonies wat in Christus vervul was, nie nodig om as goddelike vereistes nagekom te word nie, maar kon dit net as mensgemaakte vereistes beskou word. Ons lees Markus 7 vers 1 tot 13. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerdes hom die vraag: waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle: tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer soos geskrywe is: hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle: julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê: eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: as 'n mens aan vader of moeder sê: enige voordeel wat u van my mag geniet is korban, dit is 'n offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Markus 7 vers 1 tot 13. Inderdaad, dit lyk asof dit 'n geloofslas geword het in teenstelling met iets wat die geloof moes bevorder het. Dit is so maklik om op al hierdie dinge te konsentreer en jouself bo diegene wat dit nie doen nie te ag, wat al erg genoeg is, maar ook dalk selfs jouself te sien as iemand wat verlossing verdien, 'n struik waarin ons nie vasgevang moet word nie. Dwars deur die Christelike kerkgeskiedenis het Bybeldeskundiges aan die versoeking toegegee om godsdienstige uitsprake te maak en alself die rol van die Heilige Gees toe te eien om sodoende gelowiges te lei oor wat hierdie teksvers beteken. Christus is self die fontein van Bybelwaarheid, soos deur Paulus en ook al die ander Bybelautore geleer was. Hoe kan ons seker maak ons verstaan dat ons enigste fondament om gered te word is deur wat Jesus vir ons gedoen het, buite onsself, in die plek van onsself, afgesien van wat hy ook al in ons doen?